Baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ek wil jou vra om sommer so aan die begin van die boodskap gou die video te stop en 'n glasie wyn of druiwesap en 'n broodjie te gaan kry, want ons gaan in hierdie erediens gaan ons saam nagmaal gebruik en dat jy dan reg is vir dit ook as dit kom. So doen dit eerder nou as wat jy later stop, omdat die nagmaal half ook so deel van die boodskap gaan vorm. Een van my gunsteling psalms is Psalm 8. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk is alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Maar U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseaan deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. As ons 'n psalm soos hierdie lees, dan kan mens eintlik nie anders as om net vir 'n oomblik te gaan sit nie. Te kniel, as jy nog in staat is om te kniel. Die woord vir glorie kan direk vertaal word ook met gewig. En dit is dalk hoekom elkeen wat in die Bybelse verhale Engels sien platval op die grond, in angs en bewing. Die gewig, die glorie, die lig van die Here is te swaar om regop te bly staan, om in die teenwoordigheid van die Here regop te bly staan. En ons gaan so 'n bietjie na iets van dit kyk vandag. Hierdie Sondag is Bergkerk, so ons sit in die natuur. En ek wil jou uitnooi, as jy die vermoë het om 'n venster oop te maak, as jy dalk 'n boom het, 'n tuin het, waar jy kan gaan sit en verder hierdie boodskap luister, om dit te doen. Vat sommer die foon en gaan stap, gaan sit buite en gaan luister vandag se boodskap. En ek dink dit gaan so ietsie ekstra aan vandag se boodskap ook bring. Maar waaroor ek vandag wil gesels, is een van die wysheidsboeke wat ons in die Bybel kry. Nou, dit is interessant dat die Hebreëse Ou Testament, die Hebreëse Bybel, word in 3 dele opgedeel. Die wet, die Torah, die profete en dan die geskrifte. En hierdie geskrifte word dan nou nog verder opgedeel en 'n deeltjie in hierdie geskrifte se van hulle afdelings is poesie. Daar is 3 spesifieke boeke wat in die Hebreëse Bybel as poesie, die genre van poesie, verklaar word in die Hebreëse Bybel. En jy kan seker raai wat die eerste een is. Die eerste een wat ek dink ons die maklikste kan raai is Psalms. Psalms is gedigte en liedere en dit verras ons nie regtig nie. Die volgende boek wat ook onder poesie, die poesie afdeling val, is Spreuke. Spreuke is in 'n sekere sin nie net 'n klomp wysheidstellings nie, maar dit is ook mooi aan mekaar gesit. Dit is soos 'n gedig aan mekaar gesit. Dit is nie sommer net vinnig neergeskryf nie. Daar is baie moeite gedoen om hierdie woord na woord en dinge wat ons nie eers in ons vertalings raak sien nie, omdat dit nie in ons taal geskryf is nie. Baie moeite gedoen, sekere sinne wat so gesit is dat hulle half kontrasteer met mekaar, of dat daar omarming is en allerhande verskillende poesie tegnieke wat ons tot 'n mate mis in ons vertalings. Is alles te vind in Spreuke, maar ons weet wat Spreuke sê. Spreuke sê, wysheid begin by die dien van die Here.
Maar Spreuke gaan amper verder om te sê, doen wat reg is, en dit wat goed is sal met jou gebeur. Doen wat reg is, en jy sal beloon word. Dan is daar 'n ander boek wat interessant genoeg nie in die Hebreëse Bybel val onder poësie nie, maar onder die 5 geskrifte. En hierdie boek is die boek Prediker. Prediker kom vertel vir ons bietjie 'n ander storie as wat Spreuke doen. Prediker kom sê, nee, dit werk nie altyd so nie. Prediker raak eintlik depressief op 'n stadium en sê dit is alles 'n gejaag na wind. En mens probeer partykeer, soos wat jy deur Prediker lees, probeer jy uitvind, bedoel hy alles is 'n gejaag na wind as God nie deel van dit is nie? Of bedoel hy, God is so groot en almagtig dat alles waarmee ons onsself besig hou, is 'n gejaag na wind. So of God nou deel is van, dis half die vraag waarmee hy onder andere worstel, maar een van die oplossings wat hy gee, is om te besef daar's 'n tyd vir alles. Dit lees ons vroeg in Prediker. Daar's 'n tyd om te sterf en daar's 'n tyd om gebore te word. Daar's 'n tyd om vriendelik te wees, daar's 'n tyd om kwaad te wees. Ons ken daai bekende teksgedeelte. Maar wat hy ook sê in Prediker 3 vers 12 is om die oomblikke van vreugde wat jy tog kry, moet dit nie misloop nie. Moenie dit verby mou nie, moenie dit verby kerm nie. Die oomblikke van vreugde wat jy kry om te eet en te drink, selfs dit is 'n gawe van God. Gaan lees Prediker 3 vers 12. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is as om te eet en te drink en die goeie van die lewe te geniet nie. Dit is 'n gawe van God. So hy sê alles is gejaag na wind. Maar as jy 'n lekker geleentheid kry, moenie dit mis nie, geniet dit. Dis wysheid. Spreuke sê, doen die regte ding en jy sal beloon word. So ek sien baie keer hierdie, so ek sien psalms as ek liedere, en nie net alles vrolike liedere nie, daar's klaagliedere ook. Maar dan sien ek eintlik hierdie verskillende karakters wat deur die verskillende boeke na vore gebring word. Ek voel altyd, Spreuke is die optimis. Spreuke sê, doen reg, en die regte ding sal met jou gebeur. In 'n kerk waar welvaartsteologie gepreek word, sal Spreuke een van die gunsteling boeke wees, want dis wat Spreuke sê. En daar's 'n groot stuk waarheid daarin. Ons kan nie verwag as ons 'n tennisbal in die lug gooi, dat hy nie gaan afkom nie. Die tennisbal wat jy in die lug gooi, gaan afkom, behalwe as jy in die ruimte rondvlieg. So, wat ons baie keer doen, is ons gooi die ding in die lug, en as hy dan nou val, dan is ons kwaad vir die Here dat hy geval het. Kan dit dalk nie lekker is nie. Wat ek bedoel is, ons maak droog, en dan tref die resultate, die gevolge van dit wat ons gedoen het ons, en dan raak ons kwaad vir die Here, en ons sê vir die Here, hoe kon u hierdie toelaat in my lewe? En ek dink baie keer die Here sit net terug en sê, maar jy het die tennisbal in die lug gegooi, het afgekom op jou. Ek gaan nie elke keer die tennisbal vang nie. Baie keer moet jy maar die gevolge dra van die dinge, nee, meeste kere moet jy maar die gevolge dra van die nonsens wat jy aanjaag. So daar's 'n groot stuk wysheid in Spreuke om te sê, moenie droog maak nie, en dan sal dit wat goed is oor jou pad kom. Maar Prediker kom sê, dit werk nie altyd so nie. Party mense doen regtig goed en hulle beleef ongelooflike elende in hulle lewe. Inteendeel, Prediker wil amper so ver gaan as om te sê, maak nie regtig saak of jy goed of sleg doen nie, is 'n gejaag na wind. En so hier en daar skyn na 'n liggie. So ek sien Spreuke as die optimis, en ek sien Prediker as die pessimis. Maar dan is daar 'n ander boek in die Hebreëse Bybel wat as poësie verklaar word. Baie interessant, en dit is die boek Job. En Job is 'n boek wat ek dink baie van ons al baie oor gepraat het, maar nog nooit regtig die moeite dalk gedoen het om hom deur te lees nie. Want die vriende hulle praat baie, hulle het woord, hulle praat net, en dit hou lank aan, en mens weet nie regtig wat om met alles te maak nie, is dit wat hulle sê die waarheid, of is dit nie die waarheid nie, moet ek nou
dit highlight wat hulle sê, of moet ek dit nie highlight nie, praat hulle nonsens. Het is interessant dat Job as poësie verreken word. En ek sien Job as Prediker die optimus is. Prediker is die pessimis, sien ek vir Job as die ou oom, die wyse ou oom, wat iewers tussen hierdie twee iets geleer het by die Here. En ons ken die verhaal van Job, hierdie pragtige toneel wat vir ons geskets word van God in sy raadskamer, en hulle sit daar en hulle is besig om te dink hoe gaan dinge werk, en dan kom die teenstander, die aanklaer kom daaraan, in Hebreëus, die Satan kom daaraan, die een wat aanklagtes moet maak kom daaraan, en hy sê maar, hy het gesoek op die aarde vir iemand regverdig, en dan sê God, maar het jy na Job gekyk, Job is goed, Job is regverdig, en dan sê die aanklaer, dan sê hy, nee, hy is nie so regverdig, hy is eintlik maar net goed, omdat hy hom seën. En dan is dit hierdie eksperiment wat eintlik gedoen word, hierdie kosmiese eksperiment wat gedoen word, waar Job se opregtheid eintlik getoets word. Is hy opreg, omdat dit wat Spreuke sê in sy lewe gebeur, so as hy gehoorsaam is, gaan goeie goeders gebeur, en dit is sy getuienis, sy hele lewe lank nog? Of is hy regtig lief vir die Here ten spyte van sy omstandighede? En dis die groot vraag wat gevra word. En dan verloor Job omtrent alles. Hy word net nie self aangeraak nie, maar hy verloor alles. Kinders, vrou, beeste, skape, hy verloor alles. En dan kry ons hierdie eerste reaksie van Job, wat eintlik ons verstand te bowe gaan, maar wat iets sê van waar Job se hart is. Kom hy die toets deur, of kom hy nie die toets deur nie? En hy sê so aan die einde van die eerste hoofstuk, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Onder dit alles het Job nie gesondig, of God verwyd oor iets nie. So Job kom hierdie eerste toets deur, maar hy verloor alles in die proses. En nou kan ons baie lank gesels en debatteer oor, hoe kon die Here dit toegelaat het, maar dit is wat met hom gebeur het, dis wat met hom gebeur het, en hy kom aan die ander kant van hierdie toets uit en sê, ek eer nog steeds die Here. En al kan ons lekker debatteer oor al die ander goeders, is daar iets te vind. My vorige kollega het altyd gesê, 'n volwasse geloof is daar waar ons selfs in ons seer kan sê, die Here is in beheer en die Here is goed. Selfs in ons verliese, steeds op ons knieë kan afgaan en sê, meer van U en minder van myself. U is in beheer, ek het nie 'n klou wat aangaan nie. Selfs deur ons trane. En dis nie maklik nie. Dan kom 'n tweede toets en Job self word siek, en dan gaan ons nou in al hierdie gesprekke in wat sy vriende vir hom probeer raad gee. En op die oog af klink die raad baie wys, en hulle sê, daar moet iets gewees het wat jy gedoen het, Job, jy kan nie onskuldig wees nie, geen mens is onskuldig nie. En dan gaan hulle aan en probeer oral vir hom antwoorde gee. Maar ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar die boek Job antwoord nooit die vraag, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense nie. Dis wat geskets word in die boek, maar dit antwoord nooit daardie vraag nie. Ek dink wel dat daar 'n ander vraag is wat hierdie aanklaer probeer antwoord, en dit word eintlik meer na God toe gemik om te sê, God, is dit goed as U altyd mense beloon vir die regte ding doen? Nou dit draai die ding so 'n bietjie heeltemal om. Eenvoudiger gesê, is dit vir 'n pa goed om altyd sy kinders te beloon vir die kleinste regte dingetjie wat hulle doen? Skottelgoed ingepak, R10. Kamer opgepak, R10. Is dit 'n goeie pa wat dit doen? Of moet ons soms maar net ons kinders leer dat die regte ding is om te doen sonder dat jy beloon word? En is daar nie iets daarvan ook wat die Here se pad met ons is nie, dat elke liewe klein dingetjie nie beloon gaan word nie, maar dat dit net eenvoudig die regte ding is om te doen, al kry ons nooit die beloning nie.
Die verhaal gaan aan en daar kom 'n volgende karakter, Elihu, hy's jonk, hy is teleurgesteld in die klomp ou man se raad, en hy kom gee 'n klomp nuwe raad, wat bietjie sagter is as die vorige mans se raad, maar Elihu kom in en selfs sy goeters kom sê uiteindelik nee, maar Job moes iets gedoen het wat die Here ontstel het. En die hele punt van dit is, Job het niks gedoen om die Here te ontstel nie. Die Here sê hy is regverdig. Job erken self dat hy nie 'n perfekte mens is nie. Maar die punt is, wat hy ontvang het, volgens God het hy nie verdien nie. Die groot seer en verlies wat hy ontvang het, het hy nooit verdien nie. En dan word Job kwaad uiteindelik en hy vervloek die dag dat hy gebore is en hy is net kwaad. En dan kry ons hierdie antwoord van God self in hoofstuk 39, of hoofstuk 38. En dit is die kruks van die hele verhaal. Die kruks van die hele verhaal is God se antwoord. Nou, dis baie hoofstukke, ek gaan nie alles nou lees nie, jy kan dit met liefde gaan lees. Maar in die eerste plek vra hy net vir Job, wie is jy om my te bevraagteken? En op 'n manier kom daar God vir Job uit om te sê, wat is die mens? Wat is die mens dat hy aan ons dink? Wat is die mens dat hy vir ons tyd maak? Job 38 sê, toe het die Here Job aangespreek uit die stormwind. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat ek geen insig het nie? God vra dit. En hy vra dit vir Job. Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. God kom rol sy moue op eintlik voor Job en hy sê, okay, as jy wil beklei, laat ons beklei. En dan kom God vir 'n paar hoofstukke en hy nie verneder vir Job nie, hy kom wys net vir Job, soos, hy kom maak hom nederig. Hy verneder hom, hy maak hom nederig, hy kom laat hom besef hoe klein en nuttig hy is en waaroor God alles elke dag moet dink. Maak jou reg vir die stryd, ek sal vra, antwoord my, was jy daar toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat, as jy 'n antwoord het. Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn om hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit daardie oggend toe die sterre saam gesing het en die hemele gejuig het? Wie het die see opgedam? En hy gaan aan en hy gaan aan en hy praat oor 'n klomp diere wat hy as troeteldiere kan hanteer, maar ons sal dit nie maak as ons naby hulle kom. En dit doen iets in Job. In die middel van sy hartseer en in die middel van sy frustrasie en in die middel van sy beklei met God, en ek dink, dis goed om met God te beklei, dis goed om met God te stry. Ek dink my ouers het groot geword in 'n wêreld waar jy sekere vrae nie mag gevra het nie, jy mag nie God betwyfel nie, maar ek dink in jou seer moet jy juis met God stry. Dis mos hoe 'n verhouding werk, dis hoe 'n egte verhouding werk met iemand is. Jy sê wat op jou hart is. En in 'n sekere sin bid ons nooit dat dit wat nou met Job hier gebeur, met ons gebeur nie, dat die Here ons dan uiteindelik op ons plek kom sit. Maar hierdie klomp hoofstukke waar God vir hom sê hoe groot hy is amper asof hy vir Job kom uitdaag om te sê, okay, kom doen my werk vir 'n dag, kyk of jy dit beter as ek kan doen. Amper 'n Bruce Almighty tipe oomblik. En kyk wat doen dit aan Job. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade is te groot vir my en ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U gesê het, maar nou het U self U aan my gewys. En nou
verag ek myself. Ek sit vol berou, die ander vertaling sê, ek kom tot bekering in sak en as. En ek dink, as ons soos met Bergkerk so in die natuur sit, of as jy dalk uitkyk na 'n venster of 'n berg of 'n ding nou. Die Here is nie 'n God wat ons wil platdruk elke dag nie, inteendeel, hy is een wat ons wil oplig. Maar ek dink daar's tog iets te sê, om so elke nou en dan net te besef met wie ons besig is. Om so elke nou en dan net opnuut te besef dat ons speel nie kerk nie. Ons speel nie God en Jesus en die kruis en ag, dis nou maar 'n oulike boodskap nie. Weet nie van jou nie, maar 'n middelmatige geloof en Christendom het eintlik minimaal vrug en minimaal doel. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. As ek U hemele aanskou, die werk van U hande, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. En dan kom ons by die groot genade van die kruis, dat hierdie enorme God sy liggaam vir ons gee, sy bloed vir ons laat vloei, en kom sê, maar, ek weet jy is klein, maar ek het jou innig lief, en ek is by jou. Die brood wat ons breek, is die skepper God wat mens geword het, sy liggaam, wat vir ons klein mensies gebreek is, vir jou en vir my. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat jy skoon gewas is. En die wyn wat ons drink, is die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, wat vir my en jou gevloei het. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat jou sondes volkome vergewe is. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.